Deuteronomium, hoofstuk 20. As jy uittrek om oorlog te gaan maak teen jou vyand, en jy sien dat hulle 'n groter en sterker volk as jy is, en dat hulle baie strydwaans, perde en soldate het, moet jy nie toelaat dat vrees jou beetpak nie, want die Here jou God wat jou uit Egipte gelei het, sal met jou wees. Die priester moet na vore kom en die soldate toespreek wanneer julle die gevegsterrein nader. Dan moet hy aan hulle sê: Julle moet luister, Israel, vandag trek julle vyande nader om oorlog te maak. Moenie dat julle harte van vrees ineenkrimp en bang wees nie. Moenie angstig raak en verskrik raak nie. Kyk, die Here julle God trek saam met julle op en hy gaan die geveg aanknoop teen julle vyande en aan julle die oorwinning gee. Die offisiere moet dan met die soldate praat. As daar enige een onder julle is wat 'n nuwe huis gebou het en nog nie daar ingetrek het nie, mag hy huis toe gaan, want net nou sterf hy in die geveg en trek iemand anders daarin. Indien daar iemand onder julle is wat 'n nuwe wingerd geplant het en nog nie van die vrug daarvan geniet het nie, mag hy huis toe gaan, want net nou sterf hy in die geveg en geniet 'n ander daarvan. As daar iemand onder julle is wat verloof geraak het aan 'n vrou, maar nog nie met haar getrou het nie, mag hy huis toe gaan, want net nou sterf hy in die geveg en trou iemand anders met haar. Verder moet die offisiere ook aan die soldate sê: As daar iemand onder julle is wat baie bang is, mag hy huis toe gaan, want net nou veroorsaak hy dat die ander manskappe ook vreesbevange raak. Die eenheidsbevelvoerder se name moet aangekondig word sodra die offisiere klaar die manskappe toegespreek het. Wanneer jy by 'n stad kom waarteen jy gaan oorlog voer, moet jy eers aan hulle 'n vredesaanbod maak. En as hulle die poorte van die stad vir jou oopmaak en die vredesaanbod aanvaar, moet die inwoners van daardie stad jou dwangarbeiders word. Jy moet egter die stad beleer indien hulle jou vredesaanbod van die hand wys en verkies om teen jou oorlog te maak. Elke manlike persoon moet met die swaard gedood word wanneer die Here jou God daardie stad in jou hande oorgee. Jy mag egter die vroue, kinders, diere en al die besittings wat in daardie stad is vir jouself neem. Die byt van jou vyand wat die Here jou God aan jou sal gee, mag jy eet. Dit geld egter net vir stede wat baie ver van jou af is. Die regulasies geld nie vir stede wat hoort aan die nasies hier reg rondom jou nie. Jy mag niks en niemand wat asemhaal laat bly leef in hierdie stede wat die Here jou God jou sal gee om erflik te besit van die nasies rondom jou nie. Die Hittite, die Amorite, die Kanaaniete, die Feresiete, die Jewiete en die Jebusiete moet jy almal met die banvloek tref, presies soos die Here jou God beveel het. Die rede daarvoor is sodat hierdie nasies julle nie ook leer om ook die afskuwelike dinge te doen wat hulle doen wanneer hulle hul gode dien nie, want dan sal julle sondig teen die Here julle God. En as jy vir 'n baie lang tyd oorlog voer teen 'n stad en dit al vir 'n geruime tyd beleer, mag jy nie die bome van die veld rondom die stad met die byl afkap nie. Jy kan van die vrugte daarvan eet, maar jy mag dit nie afkap nie, want die bome wat in die veld staan is nie mense nie, en is ook nie jou vyand nie. Jy mag wel van die bome wat nie vrugte dra nie afkap, om daarmee 'n skans te bou teen die stad waarteen jy oorlog voer.